wonderlik om by u te wees weer eens. En is 'n eer om hier te wees. Ek het so met die oploop van die diens het ek so bietjie op YouTube gekyk na van Rian se boodskappe en van Suzelle se boodskappe en ek moet sê, jy weet, die standaard van die woord wat u ontvang in die gemeente is hoog. Julle kan regtig geëerd voel om hierdie tipe woord te ontvang. Ons kom al baie jare in die bediening aan. Ek is al 35 jaar 'n kind van die Here. Ek het 26 jaar gedien as 'n pastoor en ek kan vir julle sê die standaard van die woord is baie hoog. En as jou hart oop is, en dis maar waar dit by kom, as jou hart oop is, sal jy ontvang. En ek is baie ernstig oor die woord wat ek vanmôre gaan bedien, want ek vat dit as 'n eer om hier te wees, maar ek doen dit ook in die vrees van God, want ek weet dat elke persoon wat hier is, en wat selfs aanlyn is, en kyk of luister, is belangrik vir God. God het vandag 'n ontmoeting met elke ene van ons. En ek kon, toe Rian my vra om te bedien, kon ek voel die Heilige Gees is besig om my in 'n rigting te vat rondom geloof. Vandag se boodskaptitel is uit die geloof. En ek kon voel dat die Heilige Gees is besig om my te vat in 'n rigting. Maar wat ek agtergekom het is dat soos wat dit progressief vorentoe begin beweeg het God se Gees vir my meer en meer begin wys. Ek het op die einde van die dag, ek het gehoor nou die dag, Rian sê hy het baie notas. Ek dink ons doen dit almal. Ek het soos oor die 40, 50 slides gehad, nadat ek voorberei het, want ek kon net voel, die Here is besig om met my ook te deel op dieselfde tyd. So die eerste ding waarmee ek wil begin vanmôre is net om vir jou te vra, weet, waar is jy op hierdie lewenspad vandag? Wat is jou situasie? Wat gaan in jou lewe aan? Nou, ons is 'n groot groep vanmôre, so ek kan nie by elke ene hoor nie, maar ek wil hê jy moet bietjie in jou hart die vraag antwoord. Waar is jy vanmôre? Jy weet, baie kere kom mense na die kerk toe met 'n swaar hart, met swaarmoedigheid. En as jy niks onthou nie van hierdie boodskap nie, dan onthou dit vanmôre, dat God wil hê dat jy moet kan trek uit jou hemelse bankrekening uit na vandag. Baie kere sê hulle, wat is die tema, wat is die doel van die boodskap? Die Here wil hê jy moet kan trek uit jou hemelse bankrekening. Die boodskap is uit die geloof. Uit die geloof. En wanneer ons kyk na Hebreërs 10 vers 38, sê dit vir ons, maar my regverdige sal uit die geloof lewe. En ons moet vir onsself vra, waaruit leef ons? Waaruit leef ons? Leef ons uit ons eie gemoed? Leef ons uit ons eie intellek? Leef ons uit ons eie education of ons opleiding wat ons gehad het? Leef ons uit ons besigheid uit of uit ons werkgewer uit? Waaruit leef ons? Maar hier sê die Bybel vir ons tog duidelik dat die regverdige is veronderstel om uit die geloof te leef. Dit maak nie saak wanneer dit is nie. Dit maak nie saak wat dit is nie. Alles wat nie uit geloof uit is nie, is sonde. So as ons Jesus Christus koning van ons lewe gemaak het, beteken dit dat alles wat ons doen, alles wat ons sê, alles waarby ons betrokke is, moet ons uit die geloof uitdoen. En in teologie het ons wat ons noem 'n wet van eerste vermelding. Dit wil sê, waar kom hierdie skrywer van Hebreërs aan hierdie skrifgedeelte of hierdie woorde? En om dit te ontdek, moet ons teruggaan en gaan kyk na die historiese konteks. En as ons kyk, hierdie was geprofeteer deur die profeet Habakuk in Habakuk 2 vers 4. Wat vir ons sê dat die regverdige sal deur sy geloof lewe. Daar's 'n klein verskil in die twee tekste
wat ek later bietjie sal uitlig, maar ek weet nie of u dit kan sien nie, miskien kon ons 'n vasvra hou, daar's 'n klein verskil tussen die twee tekste. Maar ek sal dit by u los. So kom ons gaan terug en ons gaan kyk na die historiese konteks. Ons het die era van die patriarchs gehad. Dis waar Abraham, Isak en Jakob geleef het. Toe het ons die tydperk van die regters gehad. Ons het die verenigde monargie gehad. Dit is die tyd waar Saul en Dawid en Salomo almal regeer het. En toe het ons die verdeelde koninkryk gekry. Dis na Salomo se dood. Daar was die Assiriese vervolging wat ballingskap was, maar hierdie besondere skrifgedeelte profeteer die profeet Habakuk in 586 voor Christus. Profeteer hy dit aan 'n nasie wat verval het in sonde, aan 'n nasie wat verval het met verkeerde dinge, 'n nasie wat wegbeweeg het van God af. Die profeet Habakuk het hierdie redenasie met God en hy kom op daai punt wat hy sê, die regverdige sal deur sy geloof lewe. Mense soos Daniël, mense soos Shadrag, Megab en Abednego, hulle hoor hierdie woorde. Hulle hoor die waarskuwings van die profeet dat Israel gaan gestraf word vir hulle sonde. Hulle gaan in 'n tydperk van ballingskap, basies slawerny inbeweeg. En ek het gewonder hoe Daniël geluister het na die profeet Habakuk en een dag toe daag die Babyloniese leermagte op en vat hulle weg en neem hulle land in besit. En Daniël het hierdie woorde gehoor, die regverdige sal deur sy geloof lewe. En Daniël kom by die koning se tafel. En daar's heerlike kos daarso by die koning se tafel. Daar's wyn daar en allerlei dinge, maar dit is nie in die kultuur van die Hebreëse mense nie. En Daniël is basies 'n slaaf, hy's 'n gevangene. Maar hy staan op teen die hoofdienaar en jy kan dit lees in Daniël 1 vers 8. Hy het homself voorgeneem om homself nie te verontreinig nie met die koninklike spys en die drank nie. En hy het die hoofdienaar gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. Nou hierdie was 'n risiko. Hierdie was 'n risiko want vir die Babiloniërs het die lewe van die gevangenes niks beteken nie. Maar Daniël staan op en sê ek gaan myself nie besoedel nie. Ek reken die vraag wat ek u wil vra is, sal u dit doen? Sal u bereid wees om te sê nee vir wat die kultuur aanbied? Onthou, daar's hierdie kontras tussen wanneer ons in ongeloof verval, wanneer ons in twyfel val en wanneer ons uit die geloof kan leef. Ons kan slegs uit die geloof uitleef wanneer ons hierdie toegewyde verhouding het, hierdie onwankelbare verhouding met Jesus Christus. En Daniël het hierdie verhouding en hy's bereid om sy lewe af te lê. Hy's bereid om te sê nee. Is u bereid om nee te sê vandag? Die vyand het gekom om te steel en te moor en te verwoes. En heidaglik is hy in die kerk betrokke om te steel. En hy wag vir sekere oop deure. Het jy jouself verontreinig deur ja te sê vir die dominante kultuur, vir dit wat beskikbaar is vir jou vandag? Ons val almal in daai gat. Ons val almal in daai gate. Ons het almal hierdie konstante leiding van die Heilige Gees nodig om ons te herinner aan wat God vir ons het en wat God vir ons sê en om gehoorsaam te wees aan sy woord. Almal van ons. Ek het nadat ek van dwelms afgekom het, het ek na 10 jaar toe val ek terug. Toe gaan ek terug na die kroeg toe, terug na alles toe wat ek gedoen het. Ek het, as dit ware soos die verlore seun, weer in die varkpele etery betrokke geraak.
Ek weet, ek het elke dag die genade van God nodig. Ek het elke dag die vrees, die respek vir God nodig, om te luister na wat sy Heilige Gees sê. Hierdie profeet profeteer, Daniel hulle luister, maar so rukkie daarna toe kom die toepassing. En miskien vandag is ek besig om met u te praat en teen Dinsdag, Woensdag of Donderdag of Maandag, dan kom die toepassing. Gaan jy jouself verontreinig of gaan jy sê nee? Met die risiko dat mense hulle rug op jou gaan draai, dat mense jou gaan verstoot, dat mense jou gaan verdruk en sê nee, maar ek kies God. Daniel is so uitnemend, hy is so wat die Engels noem 'n excellent spirit, dat hy homself heeltemal bo al die ander uitbring in wat hy doen. En die mense begin jaloers te raak. Hulle begin te kyk deur Daniel se boeke. Hulle begin te kyk deur Daniel se werk. As hulle deur jou dinge kyk, wat gaan hulle kry? As hulle deur my dinge kyk, wat gaan hulle kry? Maar hulle kry niks daar nie. Hulle kry geen rede om 'n aantuiging teenoor hom te bring nie. Hulle is jaloers op dit wat op sy lewe is, die guns, op dit wat God op sy lewe gesit het. Hulle haat dit om dit te sien, en hulle dink by hulle self, hoe kan ons van Daniel ontslaa raak? En hulle dink by hulle self, daar's net een manier. Dit is net deur sy godsdiens, wat ons van hom ontslaa kan raak. Hulle het hierdie plan, en hulle gaan na die koning, en hulle sê vir die koning, reik 'n bevel uit, wat nie teruggetrek kan word nie. En sê dat vir die volgende tydperk, mag niemand vir enige ander God bid nie, behalwe vir u, o koning. Die koning weet nie van die sameswering nie, want hy is lief vir Daniel. Hy heg waarde in Daniel, want hy sien Daniel se integriteit. Hy sien die excellence wat in Daniel werk. Hy sien die gees van God, wat Daniel help in alles wat hy doen. Hy identifiseer dit. En hy besef nie, hulle is besig om hom in 'n lokval in te lei nie, nadat hy dit gedoen het. En Daniel hoor dit, gaan Daniel na sy huis toe, hy maak sy vensters oop, en hy bid 3 keer 'n dag. Nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, 3 keer 'n dag. Die dreigement was, enige persoon wat dit doen, word in die leeukuil gegooi. Maar Daniel leef uit sy geloof uit. Daniel is 'n man van geloof. Hy glo meer in God, is wat hy glo en wat hy sien om hom. In die omstandighede en die dreigemente, met hartseer vind die koning uit, dat Daniel oortree het. Hy lê wakker, hy probeer planne maak om Daniel te red, maar daar's geen planne te maak nie. En hy sê vir Daniel, ek het nie 'n keuse nie, ek moet jou in die leeukuil gooi, maar ek bid regtig dat jou God, wat jy so dien, jou God aan wie jy so toegewyd is, dat hy jou sal red. En ons ken almal die storie, die engel van God kom en bind die bekke van die leeu's toe. En die koning hardloop die oggend vroeg, en hy vra vir Daniel, Daniel, was jou God by magte om jou te red? En in Daniel 6 vers 22 sê Daniel, my God het sy engel gestuur en die bekke van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen kwaad aangedoen het nie. Jou God en my God is by magte om die bekke van die leeu's toe te sluit, wanneer ons uit ons geloof uitfunksioneer. Wanneer ons geloof eerste stel. Wanneer ons God eerste stel. Meeste van ons sal nooit in die leeukuile van die lewens beland nie, omdat ons 'n lewe van kompromie leef, want ons wil inpas by die gemeenskap. Jy sien, jy sal vandag hoor, daar's 'n sleutel. Daar's 'n sleutel om God se beloftes oop te sluit. Die dinge waarvoor die mense so bel die hele tyd en
boodskappe stuur na die radiostasie en sê, pastoor, bid vir my vir dit, bid vir my vir dat, bid vir my vir dit, bid vir my vir dat, en ek is al verbid. Maar daar seker is dinge wat jy in jou lewe moet oopsluit, slegs deur gehoorsaamheid. Jy kan dit nie oopsluit deur iemand anders te kry. Jy kan nie vir pastoor Rian vra, of vir pastoor Suzelle vra en sê, kom bid vir my, of kom doen dit vir my, of doen dit, of dra my, en daar's 'n tyd wat God jou wil neem tot op 'n punt, waar hierdie dinge vir jou oopgaan, maar dan moet jy bereid wees om nee te sê vir die tafel. Jy moet bereid wees om nee te sê, wanneer hulle vir jou sê, jy kan nie God dien nie. En die volgende voorbeeld, met Shadrach, Meshach en Abednego, hulle het geweier om voor Nebukadneser se goue beeld neer te val. Nou hierdie goue beeld van bykans 30 meter hoog, in 'n stadsarea wat om en by 200,000 mense geleef het duisende mense van verskeie provinsies ingekom in hierdie geweldige groot beeld sien. En dit was uitgereik aan hulle dat wanneer die musiek speel, moet elke persoon buig voor hierdie beeld. En ek wonder hoeveel Christene sal vandag buig. Buig om in te pas. Buig om nie aanstoot te gee nie. Buig om nie kwaai vriende te maak nie. Buig om aanvaarding te kry. Buig, buig, buig. Maar as die regverdige moet onttrek uit sy geloof, dan kan hy nie buig nie. Hy kan nie eet nie. En hy moet gehoorsaam wees aan God bo mense. Die dreigement was dat daar 'n vuuroond is. En dat enige van die duisende mense wat daar gestaan het, wat nie buig nie, gaan direk na die oond toe. Maar Shadrach, Meshach en Abednego het geloof gehad in God. Hulle het vertrou. En toe die musiek begin speel en almal val plat, toe staan daar 3 manne, pen oorent daar in die skare van mense. Net 3. 3 uit miljoene uit, 3 uit duisende uit, staan op. Dis altyd 'n minderheid wat staan, en hulle staan, en mense gaan na die koning en sê, daar's 3 manne wat nie gebuig het nie. En selfs hierdie 3 het guns gehad by die koning, hy het van hulle gehou. Hy sê vir hulle, hoorie, kom hierso, ek gaan vir julle 'n kans gee. Ek gaan julle weer 'n kans gee, ek hoor julle het nie gebuig nie. Maar miskien was julle knie styf, of miskien het iets julle aandag afgetrek. Ek gaan vir julle weer 'n kans gee. Daar's die oond. Daar's die oond. As jy daai oond sien, of as jy 'n ou sien wat daar met 'n swaard staan, wat jou kop wil afkap. Dis baie braaf in die kerk, maar wat doen jy wanneer die ateïs jou aanval? Ek het al hoeveel ouens gehad op sosiale media, wat sê daai ou gee my 'n pyn in die agterstewe, en jy weet, miskien kry van julle ook daai pyn hier vanoggend, maar en jy moet deel daarmee, Rian weet waarvan ek praat, maar jy moet deel met dit, jy moet deel met die kritiek, met die aanvalle, en selfs op die radiostasie, en kry jy ouens wat vir jou boodskappe stuur, en dan, jy voel jy word vervolg. Dis vervolging. Iemand sê, nee, jy babbel net die hele tyd. Jy voel is vervolging. Iemand sê dit van jou, sê dat van jou, is vervolging. Maar hier is ware vervolging, want hierdie vervolging is 'n vuuroond. En die koning sê, gee hulle 'n kans. En hulle sê nog voor die musiek speel, sê hulle van koning, ons gaan nie buig nie. Ons gaan nie buig nie. Ons buig voor een God. En dit is die ware God wat hemel en aarde geskaap het. Daar's baie gode vandag waarvoor jy gevra word om te buig. Ons dink dat idolatry is dood, maar is meer lewendig as ooit van tevore. Soms is dit so simpel as om met jou selfoon te sit en reels kyk vir die volgende 3 ure. Of op social media te sit. Of om te sit en sepies kyk vir 6 ure, maar dan Sondag dan, soos my skoonpa altyd gesê, dan raak jou gesig skerp as jy met kerk toe gaan.
Hy het altyd gesê die katte se gesig raak skerp as hulle kwaad is. Dan is jou gesig baie skerp. Ek sien daar nie mense met skerp gesigte nie, Rian. Maar daar's baie dinge wat ons aandag probeer aftrek, daar's baie dinge wat ons probeer kry om te buig voor dit. Ek het gesien, selfs in die bediening, hoe geld inkom en besighede inkom en net so prioriteit raak in mense se lewens, dat daar niks meer spasie is vir God nie. Kyk, kan ek jou eerlik sê, jy is geroep. Daar's 'n doel op jou lewe. En dit is nie om geld te maak, kinders te maak, te trou en al daai goed nie. Al daai is wonderlike dinge wat die Here jou gee. Maar God se doel vir jou lewe gaan jy ontdek wanneer jy uit die geloof uitleef. Jy gaan dit nie ontdek wanneer jy dubbelstandaarde leef. Of wanneer jy doen wat jy wil doen, soos Frank Sinatra gesing het, I did it my way. Dis nie 'n mooi manier om te sterf nie. Ek het by hoeveel sterfbeddens nou al gesit, waar ek doodsberading doen, en dan sit ek met die persoon en praat, en dan vind ek uit al die dinge waaroor die persoon so spyt is. Want hulle hele lewe was net besig met dinge. Was eendag, toe was ek saam met John Young in die kar wat een van Louis Stors se hoofdirekteure is, en ek was 'n jong man, aangestel as streeksbestuurder, toe ry ons Beaufort West toe sê hy vir my in die kar, ek wil net vir jou sê, Richard, moenie jou kinders en jou vrou en jou huishouding nalat vir die besigheid nie. Baie snaakse ding om te sê van 'n man wat al 2 of 3 keer geskei was, of wat deur al hierdie dinge gegaan het, maar hy het vir my gewaarsku om vir my te sê, dat wanneer die wêreldse dinge jou beet kry en jy buig, dan skop hulle jou gewoonlik hier van agter af op dieselfde tyd. Hulle wag vir jou om te buig. Hulle wag vir jou om te buig. Dat daar 'n pad is wat lyk asof alles goed is, maar die einde daarvan is die dood. En wanneer jy die leer van sukses geklim het, en jy kom bo, dan sien jy die leer was teen die verkeerde muur. My hele lewe. My hele lewe. Jy het een lewe om te spandeer, dit is so sand wat uithardloop. Moet dit nie spandeer met snert nie. Hoor wat God sê en doen wat hy sê. Maar hierdie 3 manne het gesê, nee, ons kan nie buig nie. Ons God is in staat om ons te red. Maar al red hy ons nie. En dis nou die verskil tussen die nuwe en die ou verbond. Hulle het nie die sekerheid gehad van geloof, dat God hulle wel sou red nie. Ons het sekere verbondsreëls en regulasies. Ons weet wanneer ons kan staan op die belofte. Hulle het dit nie geweet nie, want dit was nie daar vir hulle onder daai verbond nie. Maar toe sê hulle, maar al red hy ons nie, gaan ons nog steeds nie buig nie. En die koning het baie kwaad geraak en het die vuur 7 keer warmer gemaak. En hy het die sterkste manne in die leermag gevat en gesê, bind daai ouens vas en smyt hulle in die vuur. Nie sit hulle daarin nie, gooi hulle sommer daarin, terwyl daai vuur 7 keer warmer was. Dit was so warm dat die mans wat hulle ingegooi het doodgebrand, terwyl hulle ingegooi het. Maar toe die koning kyk, toe sien hy iets wat hy nie verwag het nie. Hy sê in Daniël 3 vers 25, hy sê, kyk, ek sien 4 manne losloop binne die vuur. En daar is een, hy sê, daar is een wat die voorkoms is, soos een van die gode. Ander vertaling sê, soos die seun van God. Daar was 'n 4de man in die vuur. En as ons daai geloofsbesluite neem, dan sal daar 4de man in ons vuur wees. Want somtyds, dan lyk dit vir ons, asof dit wat ons nou gaan besluit wat God sê, dit wat ons nou moet doen wat God sê, vir ons in 'n slegte posisie gaan plaas. Ons gaan iets verloor deur daai besluit te maak. Vir hulle was dit hulle lewens. Vir ons is dit miskien 'n besigheidstransaksie. Vir ons is dit miskien om ons besigheid op 'n Sondag
toe te maak en daai omset te verloor. Vir ons is dit miskien 'n besluit, 'n praktiese besluit wat ons moet neem wat sê ons is besig om ons lewens te kalibreer en seker te maak dat hy is eerste. Hy is eerste. Hy is eerste. Toe ek tot bekering kom, toe ek 'n jong man, toe ek so honger vir sukses. Ek bid en ek smeek die Here. Ek sê Here, ek wil alles hê. Ek sal jou help in die kerk. Ek sal vir jou 'n jobbie daar doen. So 10% van my tyd miskien. So 15% van my tyd, maar gee my sukses. Want ek is 'n kind wat uit die skool uit geskop is. Ek is 'n kind wat gedop het. Ek is 'n kind wat aan dwelm verslaaf was. Ek wil sukses hê bo enige iets. En ek het nie besef dat die sukses en daai desire vir sukses het oorweldigend geraak nie. En dat God het myself dit begin gee. En ek was top salesman en ek was top regional en so het ek die leer begin klim. En dit het al hoe beter en beter met my gegaan. En dit was my wonderlik. En op 'n stadium het ek my Christelikheid in dit alles verloor. Ek het een aand gery met my voertuig en ek onthou daar was bier in die yskas van 'n kliënte aand en ek dink ek het die winkelsleutel, ek gaan so een biertjie gaan geniet daar, niemand gaan weet nie, die winkel is gesluit en ek het begin skelm drink in die winkel. En dit was nie 'n paar weke nie, as gevolg van my geskiedenis en as gevolg van my tendense, dat ek heeltemal begin my oorgee het aan drank en myself gevind het dat ek roekelose dinge aanvang. Tot op die punt waar ek begin voel het, maar wat het nou gebeur met my lewe en hoe het my lewe so vinnig van die pad af gegaan? Hoe het dit binne 'n oogwink het die vyand gekom en het my gegryp? Ek het nie geweet hoe dit gebeur het nie. Ek was nie bereid om hierdie lyne te trek en te sê nee. Hy is eerste in my lewe. Ek het so 'n Beretta 9mm pistool gehad wat nog SAP chap op die barrel gehad. Ek het hom gaan koop in Oudtshoorn by 'n ex-polisieman. En die een aand is ek dronk en ek is neerslagtig. En ek voel ek kan nie meer aangaan nie. Ek voel, hoe gaan ek terugkom? Hoe gaan ek terugkom na die kerk toe? Hoe gaan ek terugkom na my bediening? Hoe het ek hier gekom? Ek is nog steeds 'n baas by die werk en 'n meneer dit en 'n meneer dat, maar ek voel regtig soos 'n hond meeste van die tyd. Ek het selfs nog in die kerk bietjie gitaar gespeel en bietjie dromme gespeel, dan kom ek daar met 'n babbelas aan. So, jy weet vanoggend met 'n babbelas gekom het, daar's hoop vir jou. En een aand toe voel ek net, weet wat, ek het niks meer om voor te lewe nie, laat ek my skiet. Vat die pistool, sit hom teen my kop. Net voor ek die sneller trek, toe dink ek aan my dogter. En ek dink aan die bloed en in die harsings en alles wat hulle moet kom skoonmaak en ek sit die pistool neer en ek huil. Die volgende dag gaan ek kerk toe en daai oggend is 'n uitroep en ek word uitgeroep en ek stap uit en ek gaan staan voor en die pastoor kom bid vir my en die gees van God kom oor my. Slat my grond toe, maar dis nie een van daai wat die pastoor jou omstamp nie. Of wat jy weet, dis so. Nee, ek was uit soos 'n kers. Baie mense glo my nie. Ek sien 'n visie van Jesus. Ek was babbelas gewees. Ek sien 'n visie van Jesus en ek dink by myself, ek wou Jesus vir die laaste 11 jaar so graag gesien het. Maar ek wil hom nie nou sien nie. Ek wil hom nie nou sien nie. Ek is nie reg om hom nou te sien nie. En ek sien dat hy glimlag vir my. En hy hou sy arms oop vir my. Ek dink dis die eerste keer in my lewe wat ek 'n openbaring gekry het van sy liefde en wat sy liefde is. Ek het nog nooit sulke liefde in my lewe gesien nie. En ek kan net onthou dat toe ek wakker word op die grond, was die hele grond om my sopnat. Want ek kon net huil, dis al wat ek kon doen. Ek kon net huil en huil en huil. Ek het gehuil tot daar nie meer huil in my oor was nie. Soos Dawid hulle gehuil het by Ziklag. Ek het net gehuil en gehuil en gehuil. En toe ek van die grond af opstaan, ek weet nie wat het gebeur met my nie, maar ek het vir myself gesê, ek sal nooit weer hom teleurstel nie. Ek sal nooit weer toelaat dat enigiets van die wêreld sy plek inneem nie.
Ek sal nooit weer eet van die tafels af nie. Ek sal nooit weer my vensters toemaak en ophou met bid wanneer dit van my verwag word nie. Ek sal nooit weer buig voor dinge waarvoor ek nie moet buig nie. Want ek het agtergekom dat die duiwel gaan my lewe steel as ek dit doen. Ek het agtergekom dat ek my roeping gaan verloor as ek dit doen. Ek het agtergekom dat ek 'n lewe gaan leef waaroor ek gaan spyt wees op die einde van my lewe as ek dit doen. En ek wil jou uitdaag vanmôre. Ek wil jou uitdaag. Ek wil jou uitdaag. Daar's 'n belofte, daar's 'n sleutel. Baie mense wil die antwoorde hê, maar wanneer jy vir hulle sê, daar's die sleutel, daar's die deur, dan sê hulle, ek soek 'n ander deur, ek soek 'n ander sleutel. Hierdie ene pas my nie. Die sleutel tot sukses, die sleutel tot oorwinning, die sleutel tot God se krag en heerlikheid in jou lewe is om jouself op die Romeine 12 altaar te sit en jou lewe af te lê en dan uit die geloof begin leef. Die kontras tussen Habakuk en Hebreërs is, die regverdige sal sy lewe deur sy geloof leef, maar in Hebreërs, in die Grieks, sê dit, die regverdige sal sy lewe uit die geloof lewe. Dit beteken dat ons maak 'n onttrekking uit iets wat ons reeds het, maar jy kan nie daai openbaring kry nie, jy kan nie daai geloof kry en daai standvastigheid kry om daai onttrekking te maak, as jy hinker tussen twee dinge nie. Jakobus waarsku ons en sê dat die ou wat twyfel, is soos iets wat dobber, en so 'n persoon moet nie dink dat hy iets kan ontvang nie. Dit wat ons onder hierdie nuwe verbond ontvang, is in geloof. Die regverdige sal uit geloof lewe. So wat ek vir u wil sê is, daar's 'n reeks beloftes. Ons kyk na die nagmaaltafel vandag. Daar's 'n reeks beloftes. Daar is dinge wat jy kan hê in jou lewe vandag, volgens God se woord, volgens die verbond wat hy met jou het, wat jy nie het in jou lewe nie, omdat jy dit nog nie gaan trek het nie. En hoekom trek jy dit nie? Moontlik, daar's twee redes. Die ene is Hosea 4:6. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Baie mense weet dit nie. Maar meer is dit, as jy my liefhet, sal jy my gehoorsaam. En gehoorsaamheid is die sleutel wat die bank van God se beloftes oopsluit. Ons moet hier kom na die gemeente om te dien, om te gee, om onsself op die altaar te bring. Ons moet hier kom om ons alles neer te lê vir God. Hierdie is waar ons by mekaar kom as 'n span en sê, ons staan saam vir Jesus. Ons staan saam vir sy woord, ons staan saam vir wat hy sê ons moet doen, en ons is bereid om dit te doen. Ons is bereid om gehoorsaam te wees. Ons is bereid om alles af te lê. God wil ons op daai punt bring, en baie van u, ek kan dit in die gees amper onderskei vanoggend, maar baie van u is op snaakse punte in u lewe, wat u voel, u het nie teruggeval nie, maar dit is net asof niks gebeur nie, dit is amper soos 'n siklus. Daar's geen beweging van God se hand nie, daar's geen glorie wat beweeg nie, daar's dinge waarvoor jy die Here vertrou wat nie gebeur nie. Dis asof dinge net stil staan, dis asof jy heeltemal geneutraliseer is. En dis as gevolg van hierdie presisie van God se woord, want hy sê dat as jy jou lewe aflê, sal jy dit win. En as jy jou lewe win, sal jy dit weer verloor. Hy sê as jy jou hand aan die ploeg slaan en jy kyk terug, as jy die koninkrykie waardig het. So daar's hierdie toewyding wat God van ons vra, wat alles is. En deesdae is dit moeilik om dit vir die kerk te sê, want die kerk is geklimatiseer tot 'n ander boodskap. Hulle het van 'n ander tafel geëet. Hulle het die delicacies geëet, wat vir hulle sê dat jy is
important, belangrik, en dit is so, maar dat die hele kerk gaan rondom jou en jou behoeftes en wat jy wil hê en waarvan jy hou en hoe jy dit wil hê, wanneer jy dit wil hê, hoe lank jy dit wil hê en alles werk rondom jou en nou die stert het as dit ware die hond begin swaai. En daarom sien ons nie die krag nie. Ons word gewaarsku dat in die laaste dae sal hulle 'n gedaante van godsadigheid hê, maar die krag daarvan verloor. Die krag wat jy moet sien is nie noodwendig net die manifestasie van herlewing hier vandag nie, maar dis die onttrekking wat jy moet doen in jou eie lewe. Miskien moet jy 'n onttrekking vandag doen vir daai siekte wat in jou lewe is. Vir daai siekte waarmee jy stryd. Miskien moet jy na die bank toe gaan van geloof en gaan trek. Miskien moet jy vandag 'n onttrekking doen vir finansies, vir daai finansiële, amper soos 'n vloek van finansiële verknorsing wat op jou lewe is. Miskien moet jy vandag na die bank toe gaan en 'n onttrekking gaan doen vir jou emosionele toestand, jou sielkundige toestand. Hulle sê jy het depressie, hulle sê jy is bipolar, hulle sê jy ly aan panic disorder, hulle sê allerlei dinge omtrent jou. En ek praat nie teen die medisyne nie, maar wat ek sê is, wanneer ons na God toe kom en ons maak onsself reg met hom, en ons stap op daai lyn, dan vind ons, dat ewe skielik val hierdie dinge van ons af. Weet ek was hier in Victoria Straat by 'n psigiater gewees, nadat ek myself in my lewe probeer bring het as 'n kind. En daai psigiater het vir my ouers gesê, dat ek is so mal soos 'n haas, in mediese terme. Dis nou mooi Afrikaans. Hy het gesê, ek is so mal soos 'n haas, ek sal nooit weer normaal wees nie. En ek sal vir die res van my lewe, sal ek met hulp kry, en ek sal met medikasie kry en so voort. En toe ek Jesus aangeneem het, en ek hou op met my lewe, ek hou op met die nonsens, ek hou op met daai dinge, toe begin ek te vind, dinge kom in lyn. En ewe skielik, toe is my malgheid ook sommer weg. Want ek het 'n onttrekking gemaak, uit my hemelse bank uit my geloofbank uit. En ek wil u uitdaag vanmôre, soos wat ons selfs oorgaan in die nagmaal. Soos ek sê, ek het baie meer skyfies hier as jy wil hê. Maar wat sê hulle altyd, jy weet, die ore kan dit endure wat die seat endure. So, wanneer die seat seer raak, dan sit die ore af. So ons wil nou nie daai syndroom hê nie. Maar ek wil u uitdaag en ek wil vir u sê, ondersoek God se woord vir sy beloftes. Ondersoek God se woord vir sy instruksies. Vra die Heilige Gees om vir jou te wys wat se besluite en wat se kalibrasies, wat se korreksies in jou lewe moet plaasvind. Begin dit toe te pas in jou lewe. En soos wat die Gees van God vir jou begin wys wat is joune as gevolg van die nuwe verbond, dan begin jy uit die geloof uittrek. Dis dit wat jy nie kan sien nie, dit sê nie dis nie daar nie. Geloof is dit wat jy nie kan sien nie. Dit is die onsiende wat jy in die siende inbring. Dis reeds daar. Prys is reeds betaal. Reen het vir julle baie gesê, soos ek gehoor het hier, voorhang sal het geskeur, die prys is betaal. Wanneer ons vanmôre nagmaal gebruik, dan kom ons met 'n hart wat ons sê, Here, ons bely ons sonde. Here, ons bely as ons iets teenoor enige iemand hou, want hierdie is die basiese dinge. Ons kan nie dinge teen mekaar hou nie, ons het nie die reg nie. Vergeef en jy sal vergeef word. As jy by die altaar is, los jou gawe daar en gaan bring jou offer. So ons kom vanmôre en ons sê, Here, vergeef ons. Ons kom vanmôre en ons sê, Here, ons wil ons kalibreer met wat U wil hê. Ons sê, Here, ons wil daai eerste liefde terugkry in ons hart en in elke area van ons hart. En wanneer ons die nuwe verbond vier, dan maak ons 'n deklarasie aan die magte en die owerhede in die lig. En ons sê, genoeg is genoeg. Die deure word toegemaak, die huise word skoongemaak, en jy word verdryf, vyand, uit elke area van my lewe. Ek soek jou nie daar nie.
geen verslawing, geen sonde, geen versteekte sonde. Niks. Ek soek niks in my lewe nie. Ek wil in die vryheid wandel, wat Christus vir my gesterf het, om in te wandel. Ek wil in die oorwinning wandel, wat Christus vir my aan die kruis behaal het. En ek wil instap as 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste God, in besit neem uit die geloof, in besit neem dit, wat hy vir my het, in Jesus naam. In Jesus naam.